Jaco Vetsas het verlede week 'n persverklaring uitgestuur oor 'n eintlik 'n groot krisis met oordragbetalings. Net vir ons kykers of luisteraars wat dalk nou nie bewus is van wat daar gebeur het nie, net weer so 'n opsomming van hierdie krisis. Ja, dan ja, dit is die betalings wat skole 2 keer 'n jaar moet kry van die departement af. Die sogenaamde National Norms and Standards for School Funding. Nou, dis 'n baie lang naam vir 'n oordragbetaling wat ook baie keer 'n subsidie genoem word. Nou, daardie bedrag word bepaal aan die hand van die kwintiel waarin die skool ingedeel is. En ons het 2 hoofkategorieë, dis skole wat skoolgeld mag hef, die sogenaamde kwintiel 4 en 5 skole, en dan die skole wat geen skoolgeld kan hef nie, die kwintiel 1 tot 3 skole. Nou, elke kwintiel het 'n bedrag per leerder per jaar wat in 'n skool oorbetaal moet word, en in 'n geen skoolgeld skool is dit R1750, min of meer, en dit kom so neer op so R8.81 per skooldag om die skool te bedryf. Nou, die konteks is, daar is geen ander inkomste nie. Dis die enigste inkomste wat daardie skool kry om 'n skool te bedryf. In 'n skoolgeldskool hang dit weer van jou kwintiel af, maar op die sogenaamde rykskole kry so R1.51 per kind per skooldag om die skool te bedryf, want daai skool mag dan skoolgeld vra. En daai betalings moet plaasvind in 2 oorbetalings, vooraf op 15 Mei en vooraf op 15 November elke jaar. Nou is nie noodwendig 'n 50-50 betaling nie, maar ou verwag eintlik dat die uitgawe daarom in die middel verdeel word. En is nou daardie oordragbetalings die Mei bedrag wat in net 1/3 van die provinsies is dit betyds betaal. So dit het skole in armoede gedompel en dis 'n groot krisis. Het julle verwag dat so iets kan gebeur? Is dit histories, het dit al in die verlede gereeld gebeur dat skole gereeld nie betaal nie? En hoekom gebeur dit dat skole nie hierdie verskriklike belangrike geld betaal nie? Ag, dat die departement nie betaal. Die departement nie betaal nie, maar Daniela, dit is eintlik jaarlikse gespook, maar weet in al my jare dat ek by onderwys betrokke was, is hierdie die swakste betaalkoers ooit. Ek wil net 3 van die 9 het betaal, nou die Weskaap betaal altyd. So ons het verwag dat die Weskaap gaan betaal. Die Vrystaat het betaal, oor die algemene goeie betaler, en die verrassing is Limpopo, wat gewoonlik ook 'n skuldige is. So dis die 3 provinsies wat betyds betaal het. Maar dis 'n krisis waarmee elke jaar spook, om genoeg geld uit die provinsies uit te kry. Nou, in die Oos-Kaap en in KwaZulu-Natal spook daai skole nog om vir die jaar se geld te kry. En ek dink nie die politici en die amptenare verstaan regtig hoe sleg dit op skoolvlak gaan nie, want daai geld moet gebruik word om die basiese skooluitgawes te betaal. Hulle kan nie munisipale rekeninge betaal nie. Hulle kan nie skoonmaakmiddels, hulle kan nie leermateriaal koop nie. En dis hoe basies die behoefte eintlik is. En ons het nou vir die minister gevra, jy moet nou begin betrokke raak by hierdie geveg, dat iewers in koppe begin rol. Ons kan tog nie elke jaar toelaat dat kinders se grondwetlike reg tot onderwys eenvoudig vertrap word nie. Ek sukkel ook om te verstaan as dit so 'n belangrike bedrag geld is en dit is een van die basiese dinge wat die departement moet doen. Het jy enige idee wat gaan aan agter die skerms? Is die geld nie daar nie of is die geld daar en dit word nie oorbetaal nie of is dit maar verskeidenheid van scenario's? Daniela, is 'n baie goeie vraag, want tesourie begroot natuurlik hiervoor en daai geld word dan op 1 April oorbetaal in die provinsies. Nou alhoewel daar nog gespook word om ons nasionale begroting goedgekeur te kry, is daar reeds fondse oorbetaal na provinsies toe om die provinsie te bedryf. In Engels het 'n mooi woord, hulle praat van hierdie geld is geringfence. Die Afrikaans woordelik is 'n mooi woord gekraal. Daai geld is gekraal vir onderwys en kan vir niks anders as dit gebruik word. En daarom is dit vreemd dat provinsies dit nie betaal nie. Nou, in 2 provinsies het hulle gesê hulle tegniese probleme gehad, of die geld is gelaai, maar dit vertoon nie. Maar dit is sommer 'n simpel verskoning, want almal weet dis die 2 datums wanneer die geld by die skool moet wees. Ek dink dis moet so belangrik is dat die minister nou maar die sweep moet klap, en ons hierdie huis moet skoonmaak, want dit beteken letterlik dat daar kinders is wat nie behoorlike onderrig ontvang nie, en dis onregverdig om hierdie spanning op 'n skoolhof en 'n beheerliggaam te sit, terwyl die staat hierdie verantwoordelikheid het. Ja, hierdie verklaring is nou verlede week uitgestuur. Soos jy sê, julle verwag nou optrede van die minister. Het julle al sedertdien enige iets gehoor? Lyk dit darm asof daar 'n bietjie van 'n geskarrel is? Enige reaksies sover? Ja, die minister se kantoor het dadelik my geskakel. Die minister het ook vir my 'n boodskap gestuur. Sy was verlede week nog in die buiteland gewees met internasionale verpligtinge, maar sy het dan nou vandag, maandag, die vergadering met die sogenaamde CEM, the Council of Education Ministers, gehad, en die saak is hoog op die agenda. So dis waar al die 9 provinsies, die LER van onderwys nou bymekaar is,
om 'n naverslag te doen. So as daar aksie gaan wees, verwag ons dat dit na hierdie vergadering gaan plaasvind. Ten minste in 2 provinsies het betalingsdrups gewys begin plaasvind. Een is in Mpumalanga en die ander is in Gauteng, maar ons skole in Gauteng plaas steen en been dat dis maar net so 10% van die betaling is gemaak, terwyl die verwagting was dit sou die helfte wees. So is regtig 'n baie onbevredigende situasie waarin ons steeds sit. Jaco, wat sal jy graag wil sien moet verander in hoe dinge gedoen word, want in Oktober gaan dit nou dieselfde situasie wees. Wat moet verander om te keer dat dit elke keer dieselfde storie oor en oor is? Ja, Daniel, is nie FETSAS wat die datums bepaal het waar betalings in plaasvind nie. Dis 'n statutêre sperdatum vir betalings. Dit is eintlik so eenvoudig soos om te voldoen aan dit wat die wet van jou verwag om te doen. En daarvoor het ons mos nou 'n portefeulje komitee in die parlement en elke provinsie is daar oorsigkomitees en dis ons verkose leiers, die politici. En hulle moet toesien dat die amptenare die werk doen. So dis nie 'n verrassing nie. Amptenare luister mooi, 15 November is die volgende betaaldatum, dan moet die geld in die rekeninge van skole wees. So ons politici en ook die onderwyshoofde gaan moet seker maak dat die betalings gebeur. En daar waar amptenare nie hulle werk doen, verwag ons dat daai mense dissiplinêr aangekla sal word, dat hulle van ontslaag geraak gaan word, want skole en kinders kan nie die slagoffers bly van swak werk.